Nou vriende, dis 'n voorreg om weer vanmôre saam met u te kan wees en die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën so rondom sy woord en dis vir my so kosbaar om te weet dat hierdie dag ook deur die Here gemaak is en ons kan daaroor juig en bly wees. Ek wil net vanmôre vir u sê dat kinders van die Here nie hierdie droewige, hartseer, bedrukte mense moet wees nie. Paulus sê vir ons baie duidelik in Filippense die 4de hoofstuk, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. En ag vriende, kinders van die Here is vriendelik teenoor ander mense. Waarom? Omdat die Here deur sy Gees in hulle woon. En die Here roep ons op in Filippense 4 vers 4, verbly julle altyd in die Here, ek herhaal, verbly julle. Waarom moet ons altyd in die Here verbly? Want ons omstandighede verander, mense verander, dinge verander, ons gesondheid verander. Maar die Here bly onveranderlik. Hy's gister, vandag en tot in ewigheid dieselfde. En daarom kan ons altyd verbly in hom. En soos ons blydskap in die Here groei, so is daar ook vriendelikheid teenoor ander mense. Daar is 'n gesindheid van liefde teenoor ander. Waarom? Omdat ons weet dat hierdie aardse stryd vir 'n tyd lank afgeweeg is vir ons. En dan sal ons na die ewige heerlikheid beweeg. En ek wil u groet met die woorde van Halleluja lied 99, wat juis ons aandag vestig op hierdie wonderlike Here Jesus Christus, in wie ons kan verbly. Daar staan kroon hom met krone blink, die heiland op sy troon. Hoor hoe die hemel sange klink, geen ander is so skoon. Ontwaak my siel, besing, die lam vir u geslag, wil hom die koning hulde bring, roem ewig sy gesag. As jy vanmôre miskien bedruk en bedroef is die gebed van my hart dat jy werklik jou fokus sal skuif van jouself, van jou omstandighede, na hierdie wonderlike God wat op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete. Sing 'n halleluja lied of 2, of 'n lofgesang, of 'n koortjie wat u miskien geleer het, en dat ons sal besef, daardie ou pragtige lied sê, hou die oë op Jesus, kyk op in sy vriendelike gesig, en al die aardse dinge word nietig en klein by sy heerlikheid, liefde en lig. Nou vir ons is tans besig met die boodskappe uit die boek Spreuke. Baie dankie vir elkeen se boodskapie wat u stuur en die boodskappe van dankbaarheid, dat u groei in dit wat u leer vanuit die boek Spreuke. Nou wil ek vir u ook net sê, dat ek nie alles wat ons kan sê oor hierdie gedeelte vir u sê nie, maar dit is net so lusmakertjie om vir u te sê dat die boek Spreuke 'n baie besondere boek in die Bybel is. Daar is sulke besondere gedagtes in die boek Spreuke, dat u en ek nodig het om hierdie boek gereeld deur te lees en die Here te vra vir wysheid en insig om dan ook dit toe te pas wat ons dan vind in die boek Spreuke. Nou vanmôre kom ons by Spreuke die 10de hoofstuk uit, die 10de en 11de vers. Daar staan, hy wat met sy oog knip, veroorsaak smart, en hy wat dwaas spreek, kom tot 'n val. Die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe, maar die mond van die goddelose verberg geweld. Nou vriende, wat baie duidelik na vore kom, is hierdie gedagte van hy wat met sy oog knip veroorsaak smart. Nou as u kan herinner, het ons so tyd terug daar uit Spreuke 6 al reeds oor hierdie saak gepraat. Spreuke 6 sê vir ons daar in die 13de vers, 'n deugniet, 'n kwaaddoener, is hy wat met 'n valse mond rondloop, wat met sy oog knip, met sy voete beduie, met sy vingers tekens gee, in wie se hart valse streke is, wat altyd onheil bewerk en tweedrag saai. So ek het vir u gesê ook vriende, dat hierdie persone is mense wat altyd met die mond iets sê, maar hulle hart bedoel iets anderste. Dit was 'n gebruik gewees in die ooste, dat slinkse mense met mekaar ooreensig gekom het, om onskuldige, niks vermoedende mense op so 'n manier in 'n strik te vang. Nou die gedagte was maar eenvoudig geweest, dat hierdie slinkse mense voor die tyd sou ooreenkom, en dan sal hulle na hierdie onskuldige, niks vermoedende party gaan, en 'n sekere saak voor hom lê, en terwyl hulle mond iets sê, sal hulle ooreenkom met sekere gebare, het sy met die oë, het sy met die voete of met die hande, om dan hierdie ander persoon in die gesprek in te bring, met woorde soos, vra hom, dit is so wat ek sê, en later vang hulle hierdie onskuldige, niks vermoedende mens, en die Bybel sê, dit bring smart in daardie persoon se lewe. Dit beteken nie dat hierdie slinkse mense maar net skot vir die ander kant uitkom nie. Jy moet onthou, God oordeel. Hy is die regverdige God. Partykeer lyk dit vir ons op aarde of mense wegkom met hulle slinksheid, maar glo my, dat die afstel van, of die uitstel van God se oordeel, vriende, is nie die afstel van God se oordeel nie. Partykeer gee die Here hierdie mense kans om hulle te bekeer, die genade tydperk, en ag vriende, baie keer
kom hierdie mense by die punt dat hulle gevang word in hulle boosheid en hulle bose planne en dan aan die penry. En daarom is dit belangrik dat ons sal sien dat ons nie met die mond een iets sal sê terwyl ons hart iets anders te bedoel, terwyl ons met ander ooreengekom het om 'n onskuldige party om die bos te lei nie. Mag die Here ons weerhou van sulke boosheid wat tot vandag toe nog in ons land, onder ons mense, in ons kerke besig is om plaas te vind. Ek het onlangs met 'n man 'n gesprek gehad, toe sê ek vir hom, wat vir my so boos gemaak het van vergaderings, toe ek nog in 'n bepaalde denominasie was, is dat voor die tyd was dinge al reeds bespreek. Daar was al reeds sekere dinge met mekaar bespreek en die regte persoon het op die regte tye opgestaan en 'n saak deurgedruk en na die tyd as jy kyk na hierdie besluit wat geneem is, dan besef jy, hierdie was maar net om daardie stempel op te sit. Die regte persone op die regte tye, die regte goed gesê en mag die Here ons bewaar want hy ken ons harte. Vriende, ons kan mense indoen, ons kan mense om die bos lei, ons kan slinks wees, boos wees, maar God slaap nie oor sy saak nie. Mense kom nou weg met sekere dinge, maar as hulle dag aanbreek, miskien nog op hierdie aarde, dat God hulle in die gerig sal bring oor hulle boosheid. En as hulle op hierdie aarde wegkom, sal die Here hulle eendag oordeel in sy hemel, in sy heerlikheid, wanneer ons by die oordeelsdag kom. Die vers gaan verder en hy sê, hy wat dwaas spreek, kom tot 'n val. Nou baie interessant is die woordjie mond, kom 48 keer in die boek Spreuke na vore, en die woord tong 18 keer, en dan die woord lippe 40 keer. Alles dui maar op een en dieselfde ding. So met ander woorde, die mond speel 'n baie belangrike rol in my en jou lewe. Baie belangrik om te verstaan en te sien, vriende, dat ons nie dwaas moet spreek nie. Want 'n dwaas, vriende, bring uit die boosheid van sy hart dwaase dinge na vore. 'n Dwaase mens is iemand wat altyd iets te sê het, hy praat vinnig, hy luister nie graag nie, en dis kort voor lank, dan val hy in hierdie struik, wat hy dan ook vir homself gestel het deur te vinnig te praat. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik, hy wat dwaas spreek kom tot 'n val. Want 'n dwaas praat baie, hy luister min, en dit is nie lank nie, dan val hy in hierdie gat wat hy vir homself gegrawe het. Hy dink hy grawe hom miskien vir 'n ander persoon, maar hy val eintlik in hierdie struik wat hy vir ander wou stel deur sy slinkse woorde, sy oneerlike woorde, sy woorde van boosheid wat hom later inhaal. Daarom is die Bybel baie belangrik of baie duidelik in die volgende vers dat die mond van die regverdige is net die teenoorgestelde. Die mond van die regverdige is 'n fontein van die lewe. Weer 'n keer, die mond van die goddelose verberg geweld. Kom ons kyk gou wat beteken dit. Nou vriende, waarom sal die mond van die regverdige fontein van die lewe wees? Ek dink die Bybel is baie duidelik daaroor. Dis juis omdat die oorsprong van hierdie fontein by die Here lê. Kom ek lees vir u wat staan daar in Psalm 36 vers 10. Daar staan, want by u is die fontein van die lewe. In u lig sien ons die lig. U sien, 'n kind van die Here is iemand wat deur die woord van die Here gevoed word. En soos die woord van die Here 'n landingsplek in ons harte kry, so loop ons harte oor van die waarheid en dit kom uit in ons gesprekke. Daar is 'n ou spreekwoord wat sê, wat die hart van vol is, loop die mond van oor. En dis presies wat hierdie vers vir ons wil kom leer. Die goddelose aan die ander kant, vriende, is 'n bose mens, wat uit die boosheid van sy hart bose dinge na vore bring. Hoor wat sê die Bybel daaroor? Die Bybel sê vir ons daar in Lukas 6 vers 45, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart tevoorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart tevoorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. Daarom, vriende, moet u vanmôre vir uself die vraag afvra, is my mond 'n fontein van lewe? Met ander woorde, as ek met mense praat, hoor hulle iets van Christus in my gesprek? Is daar 'n bemoediging in my woorde? Is daar hierdie opbouende, kosbare Bybelse waarhede wat ek met mense deel? Klaak soos die res van die mense? Lieg ek? Bedrieg ek? Praat ek onetiese, oneerlike dinge? Dis die vraag wat jy vir jouself moet afvra. Jy weet hoe jou hart vanmôre voor die Here lyk, en jy weet hoe klink jou woorde as jy met ander mense praat. Dis die hartseer van ons tyd, vriende, dat mense voor ander kinders van die Here die regte goed sê op die regte tye. Maar wanneer hulle alleenig is, wanneer hulle miskien tussen vriende is of werkskollegas, dan
vind jy eintlik 'n hele ander storie, eintlik 'n hele ander persoon wat jy dan ontmoet. En dis waarteen die Bybel vir ons waarsku. Want u sien die gedagte is baie duidelik hier in Spreuke die 10de hoofstuk. Die mond van die regverdige is 'n fontein van lewe. Waarom? Want die bron van hierdie fontein lê gesetel in die God wie ons aanbid. En hy praat met ons vanuit sy woord en deur die waarhede van sy woord in ons harte bære, leer ons om te praat om God te verheerlik. Ek het vir jou reeds gesê in die boodskap wat verby is, ek het nie die mag om lewe of dood te spreek nie, ons het nie die mag, vriende, om iets tot lewe te roep deur ons woorde nie, maar ons kan deur ons woorde 'n fontein van lewe wees. Wat beteken dit? Ag, het jy al gesien as iemand dors is? Het jy al gesien en was jy miskien al in 'n situasie waar jy miskien vir 'n paar ure, miskien vir 'n halwe dag of 'n dag nie water gehad het nie? Was jy miskien al in die woestyn gewees en jy het so dors geraak dat jy lippe begin kraak het, of bars het sy eerder so, dat jy tong dik geword het, droog gewees het, en op 'n stadium het jy hierdie yskoue bottel water gekry, en hoe jy dit gedrink het, en die lafenis wat daar was, en dis presies wat die Bybel vir ons sê. Dis wat 'n kind van die Here moet doen. Sy woorde moet van so aard wees, dat dit hierdie lafenis bring vir mense. Ja, soms moet ons mense teregwys, maar ons doen dit in liefde. Soms moet ons mense aanspreek, maar ons doen dit met die gesindheid van Jesus. Daar is altyd die waarheid van die woord wat belangriker is as my opinie. En daarom sê die Bybel vir ons, sal dit ook 'n fontein van die lewe wees. Die Bybel sê die mond van die goddelose verberg geweld. En daarom is belangrik om te sien. En ek gaan vir 'n ander vertaling net lees wat sê hierdie verse. Daar staan die woorde van die regverdige bring lewe en geluk. Agter die mooi woorde van die goddelose steek daar geweld. Dit is belangrik dat ons sal sien wat die karakter van 'n persoon is, en uit die oorvloed van sy hart praat sy mond. En mag u en ek, daardie man, vrou, seun en dogter wees, wat hierdie fontein sal wees, wat lafenis bring, wat siele sal voed met die waarheid van God se woord, om die Here in alles te verheerlik. Ek pleit by jou, as jy miskien iemand is wat bitsig is, wat kortaf is, wat hiemerig is, wat altyd mense probeer afbreek en afknou met jou woorde, wil ek jou vanmôre vra, as jy bely behoort aan die Here, los hierdie dinge. Bely dit en laat staan dat jy kan nie die Here dien met jou hart en jou mond praat anders te nie. Want uit die oorvloed van die hart sal die mond dan ook praat. Mag die Here ons genade gee, vriende, en wysheid gee, dat jou en my mond 'n fontein van lewe sal wees. By seën, liefde, groete, mooi dag daaraan.